Goeiemôre geliefdes in ons Here Jesus Christus op hierdie mooi donderdagoggend 27 Augustus. Ons het hierdie week al 'n paar keer gehoor dat ons naby en vanuit God as die bron moet lewe, om so dan ook God se gawe vir die wêreld rondom ons te word. Uit Psalm 86 vers 17 leer ons waarna toe hierdie gawes lei. Kom ons luister. Maak my 'n voorbeeld van u goedheid, sodat die wat my haat verleë sal moet staan, dat u, Here, my help en vir my uitkoms gee. Met ander woorde, God se gawes wat deur ons aan die woord kom, moet uiteindelik lei daartoe dat God se naam geëer word. Omdat Dawid geleer het wat God vir hom gedoen het, kon hy roep om hulp wanneer hy hulp nodig gehad het en weet dat God hom sal help. Kon hy vertrou, kon hy sy vertroue bely in die wete dat God hom nooit in die steek sal laat nie. En kon hy homself opnuut toewy aan God se diens op alle terreine. Ons ken Dawid se geskiedenis, hoe hy gedwaal het, hoe sy lewe bedreig was deur vriend en vyand, selfs deur familie, hoe hulpeloos hy was, vasgevang in ellende. Maar uit sy ervaring van God en sy kennis van God het hy geweet, hy is God se gawe, hy leef tot eer van die Here. En daarom moet ons ook soos Dawid besef, dat ons vir God nodig het, in alle omstandighede. En wanneer ons in afhanklikheid leef, kan ons deur God gebruik word, waar ons ook al beweeg of lewe, by werk of by huis, familie, vriende, waar ook al. Ons het nou Saterdag die broodfees, en ek moes nou die afgelope paar dae 'n broodpan skoonmaak, want my vrou bak so 'n paar broodjies vir die fees. En hierdie spesifieke pan het 'n groterige roeskol gehad. En toe besef ek maar, dit wat uit hierdie pan gaan kom, met die roeskol, gaan nie aanvaarbaar wees vir die mense wat daai brood wil eet of wil koop nie. Ek moet hierdie braaipan eers skoonmaak. En daarom, ook ons lewens, toegewy aan God, sodat ons gebruik kan word vir die doel waarvoor God ons voorberei. Dawid wil 'n voorbeeld van God se goedheid wees, sodat God se vyande oor hulle eie lewenswyse verleë kan word. So kry ons nie net gawes nie, maar word ons ook gawes. Word ons ook mense wat deur God gebruik kan word tot sy eer. Dankie Here, dat U ons wil gebruik. Dankie dat U vir ons toerus, dat U vir ons reinig, dat U vir ons was met U bloed, sodat ons tot eer van U naam in die wêreld kan gaan lewe. Amen.